Baie welkom aan almal, aan al die besoekers. Dit is 'n groot voorreg om elkeen van julle hier te hê. Vir my is dit altyd lekker om bietjie prakties te raak. So ek wil vir ons die boodskap afskop, wil ek so bietjie prakties vat. So ek het 'n oggendkoffie gemaak en neem aan hierdie beker is nie gemaak vir hitte nie, maar toe hy die hitte ontvang, dalk is die koue want dit was soos 5 uur die oggend, maar toe hy hitte ontvang, toe breek hy in die helfte. So die prakties wat ek daardeur wil visualiseer, ek kan onthou toe ek net begin studeer het, en ek kom altyd terug na daai punt toe, maar ek het dit altyd gevisualiseer, ons gebrokenheid. Jy kry daai potterie waar hulle die aspirins half die potte breek en dan tussen 'n stukkies goud sit, en hoe meer stukkies goud hy het, meer waarde het hy. So deur sy gebrokenheid, daai pot voor hy gebreek is en waar goue stukkies tussenin het hy minder waarde as na die tyd. So ons moet na ons gebrokenheid kyk, na half hierdie beker, na daai potterie stuk, dat ons gebrokenheid en ons menslikheid en ons foute maak ons wie ons is. Ons is nog steeds waardevol met al die krake. En dat het nog altyd so gevisualiseer is die Here maak ons herstel ons. Hy sê daai goudstukkies, hy maak jou meer waardevol met jou gebrokenheid en die Here herstel daai gebrokenheid. So vandag is 'n spesiale diens. Ons wil dankie sê vir die raad van die gemeente en die boodskap gaan werklik oor nie ek nie, maar ons. Ons maak hierdie gemeente moontlik. Die raad het elkeen sy rol in die gemeente. Die feit dat ons nog steeds aan die gang is ook te dank aan die raad. So ek gaan met 'n eenvoudige stelling begin. Die Here bou sy kerk op ons, want die wêreld en die organisasies, die sekulêre wêreld, bou meer sy besighede op gespesialiseerde mense. Ons kan na die kerk kyk as 'n gehele beeld. Die Here bou sy kerk op ons. So ons is kerk. Ons is die gebou is nie die kerk nie, ons is die kerk. So Psalm 127 vers 1 leer vir ons: as die Here die huis nie bou nie, dan vergeefs werk die wat daaraan bou. Ek het nog 'n prakties wat ons gaan illustreer, maar ek het dit ook voorheen die jaar gesê, die woord is gegee vir die mens. Die Here kon die skrif geskryf het, die Here kon, soos hy die 10 gebooie aan Moses gegee het, die Here dan gegee en ons weet wat Moses gedoen het, die mense het afgedwaal en die verkeerde pad gevolg, afgoderry geaanbid en toe wat het Moses gedoen? Hy het die 10 gebooie gegooi. En toe moes hy dit gaan oorskryf. So die Here het vir hom die 10 gebooie gegee, maar daai menslike element in sy swakheid, in sy woede het hy 'n fout gemaak, maar die Here het die herstelwerk moontlik gemaak vir Moses. So Moses moes in sy eie krag toe die 10 gebooie gaan skryf. En so moet ons ook na dit kyk. In ons gebrokenheid maak die Here die herstel en die Here gee ons meer waarde met ons gebrokenheid. So die gebrokenheid wat ons het, gebruik die Here tot sy voordeel, maak die Here ons meer waardevol. En as ons ook na die skrif kyk, die skrif is gegee aan mens deur die inspirasie van God, maar deur mens vir mens. En dis hoekom ons kerk toe kom. Ons kom kerk toe, ja, ons kom kerk toe vir die Here, maar dis ook om eenheid te vind, om met die Here saam te vind. In jou privaat tyd, wanneer jy bid, as jy werk toe ry, of as jy by die huis is en jy staan vroeg op en gaan bid en lees jou Bybel, dis jou individuele tyd met die Here. Dis vir jou individualiteit met die Here vind. Maar ons wat nou hier is, dis 'n groot voorreg. En dis nie net die of daai persoon wat dit definieer nie, maar dis ons.
elkeen van ons het 'n unieke funksie. En die beste manier om na dit te kyk is soos 'n legkaart. Jy kry jou hoek. Ek kan onthou toe ek 'n klein laaitjie was, dan vat jy eers al die randjies met al die punte, dan sit jy dit een kant, en al die stukke wat nie pas nie, sit jy een kant, en dan bou jy eers die raam, dan begin jy die prentjie sien, want jy weet mos, hierso is die een hoek wat stomp is, en dan die ander hoek hierso, so jy kan min of meer begin visualiseer, wat dit alles behels. So ons kan ons elkeen self sien, as deel van die legkaart. Party van ons is 'n hoekpunt van die legkaart, party is ons is meer in die middel, en dit is 'n raai. Dis ons, die Here ons gemaak het, ons is spesiaal. Maar jy kan nie 'n legkaart bou met een presiese deel wat almal presies dieselfde is nie. En dis wat ons as kerk moet laat kyk. Die kerk, die pastoor, ek wat hier staan, maak nie die kerk, en ons maak die kerk. Ons bou die legkaart saam. Romeine 12 vers 4 tot en met 5 leer vir ons, so is ons almal saam een liggaam in Christus en afsonderlik lede van mekaar. So ons kan kyk na ons unieke funksie. Sonder die hand kan die oog nie werk nie. So ons het mekaar nodig. As ek blind is, gaan ek nie kan visualiseer waar ek is nie. Dan gaan moet rondvoel. En dis wat die funksie is vir mekaar. Ons almal het swak punte, ons almal het goeie punte. En dis hoe ons mekaar aanvul. Een persoon is beter met iets anders, een persoon kan situasies beter lees as ander persone. Ek weet, my vrou kan altyd beter 'n situasie lees as ek, vra altyd, soos, jy wat gaan aan. So, ons het daai funksie nodig in mekaar. Efesiërs 4 vers 3 tot en met 6 sê vir ons, berywer julle om die eenheid van die Gees te bewaar, tot deur die band van vrede. So ek het net 'n prakties wat ek wil wys, kom ons mekaar nodig het. Verskoon tog. So as ek kom buig, is redelik maklik. Nou sit ek nog 'n stokkie by, of 'n earbud. So dit raak nog steeds maklik om te buig. So nou sit ek nog een by. Nog steeds maklik, kom ons het sommer nog baie by. Het gaan ook nou 'n bietjie moeiliker raak. Soos julle kan sien, dit is my amper baie meer moeiliker om dit te buig. En dis hoekom ons mekaar nodig het. Dis hoekom ons die maand fokus as manne van die lig. Wees die lig. En die verantwoordelikheid is op elkeen van ons. So ons moet kyk na onsself as 'n herstelwerk. En hierdie beker moet jy reggemaak word voor hy weer sy funksie kan uitdien. As ek nou water in daai gebreekte beker gooi, gaan hy net so deurgaan en weghardloop van my af, voor ek nog enigiets kan drink. So die werk begin altyd by onsself. Ons moet die Here toelaat om die werk by ons te doen. Maar soos geïllustreerd met die earbuds, van die Engels, ons het mekaar nodig om mekaar te help in ons swakheid, in ons gebrokenheid. En dis wat die kerk daarvoor is, dat ons mekaar help, by mekaar staan en werklik vir inlaat. 1 Petrus 2 vers 5 leer vir ons, laat julle ook as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. So, wat beteken dit om 'n geestelike huis saam te bou? Wat beteken dit om saam te staan, soos ons geïllustreer het met die stokkies? Wees daar vir mekaar, bid vir mekaar, staan by mekaar. As die Here op jou hart lê om vir iemand te bid, bid vir daai persoon. Vra hoe gaan dit met daai persoon? Dit is werklik waar die opdrag aan ons, dat ons mekaar nodig het. Ek het op 'n stadium daai pad aangepak waar ek seer gekry het deur mense. Ek het een kant gestaan, daar was geen vordering of groei in my eie lewe nie. Ek het myself teruggehou. So, die verskil het werklik eers begin toe ek mense begin toelaat.
En dis moeilik. Ek dink kerk is persoonlik ook die plek waar mense die seerste kry, want ons het verwagtinge, want veral as dit by Christene kom, verwag ons die beste van mekaar. In 'n manier is dit eintlik 'n goeie ding, ons moet die beste van mekaar verwag. Ons sien mekaar in 'n goeie beeld, maar ja, mense gaan teleurstel, en dis waar ons moet inkom en wees soos, ek vergewe daai persoon, ek gee daai persoon weer 'n kans. Dis 'n liefde van vergeet, vergewe en vergeet. Wat moeilik is, want ons is tog net mens. As ons kyk na Johannes 7 vers 20 tot en met 23, dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader in my en ek in U. Ek gebruik dit 'n stuk van die frase, maar dis wat Jesus gebid het in Johannes, hy het gebid vir eenheid. En Jesus se hele bediening van 3 jaar kan jy self sien hoe hy die disippels saamgebring het. Hy het hulle die 12 disippels saamgebring, het hulle geroep, hulle 3 jaar saam bedien, daar het hy eenheid gevorm. En dan kyk ons wat het na Jesus gebeur. So Jesus het toe gesterf op die kruis, Jesus het uit die dode uit opgestaan, Jesus het die dood oorwin, Jesus het toe opgevaar hemel toe. Maar, ons weet, Judas het homself toe van die aarde verwyder, so die 11 disippels het toe uitgegaan, en hulle funksie gaan illustreer. So Jesus is 'n baie goeie voorbeeld dat daai eenheid wat jy so saambou, brei uit na 'n groter werk toe. En dis vir ons die verskil maak. En dis wat Jesus geweet het. Hy het geweet die grootste getuienis is eenheid. En eenheid is eenvoudig. Dit begin by jou huis. En om 'n middelgrond te kry van, partykeer kry jy situasies waar jy nie saamstem met die ander persoon nie, maar daar's altyd 'n ontmoet my in die middel tipe scenario. So dis voor dit werklik vir ons gaan. So daai skrif kom net weer by my, ons is 'n lewende steen. So as jy kyk na 'n fondasie van 'n gebou, met jou stene wat onder lê, dan moet jy die stene opbou, totdat jy die dak kan bysit. So, dis hoe ons na dit kan kyk. Daai illustrasie van elke steen is nodig om die gebou te maak. En dis werklik waar die funksie wat ons uitverrig. So Efesiërs 4 vers 5 tot 6 leer ons een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. En dis waarna ons moet streef, 'n eenheid, 'n soektog na die Here. En dis werklik waar, soos ons gepraat het op die maand is, as jou lig uitgaan, steek die ander persoon se lig aan. Jy gaan ook weer so 'n scenario sê waar jou lig uit is en jy voel gedemotiveerd. So dis heeltyd om mekaar se laste te afdra. Die Bybel sê ons moet mekaar se laste dra, mekaar so oplig, mekaar steun, om 'n steunpilaar te wees vir almal. So sluit maar net ons oop. Here, dankie vir die genade, Here. Here, ek vra dat U werklik waar, hierdie is op die einde van hierdie tema, van ons moet lig wees, en ons moet werklik vir U skyn, Here. Here, ons raak in vandag se tyd baie geïsoleer, en soos ek van gister ook met oom Jan gepraat het, Here, en dit net weer by my opgekom, dat ons geïsoleerd raak, soos ons bespreek het, en ons raak geïsoleerd as mens, ons is neiging, want as ons aan die prakties daarvan dink, Here, dit is so gejaag na werk, en dan kinders van die skool afkry, en dan terug huis toe, en dan kos maak, en dis altyd net besig, en soms
Vergeet ons van die mens om ons, Here. Here, ek vra dat jy in elke hart sal werk, Here. Here, ons het tekortkominge, Here, ons het foute, maar Here, ons het mekaar. En dis wat saak maak, Here. Ja, ons het nie in die geloof, Here, maar ons het mekaar as 'n eenheid, as 'n samestelling. En Here, sê dankie vir hierdie spesiale dag. En ek vra dat jy in elke hart sal werk. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Kan die raad vir my vorentoe beweeg, asseblief. So, vandag het ek, dit was vir my belangrik, so kom ons bietjie iets anders doen, iets spesiaals doen vir die raad. Die mense help werklik waar aan die draaf van die gemeente. Hulle het my ook 'n geleentheid vir my Liesel gegee. So ons wil werklik net seën oor hulle bid en net werklik dankie sê vir die werk wat hulle aan die agtergrond doen. So ons wil maar net 'n dankie sê, sjokolade gee. Dit is nou nie eintlik genoeg vir wat hulle doen nie. Ja, dit is vir my net, ja, soos ek moet preek op 'n Sondag en ek is half die gesig wat julle sien en die stem wat julle nou luister, maar hierdie mense, ons is werklik dankbaar vir die rol wat hulle speel, die ondersteuning wat hulle vir ons gee, en dis van die boodskap al so in een sit, hulle is half ook ons steunpilare wat by ons staan, wat ook ons besluit te goedkeur, so vir ons is dankbaar vir ons sou nie sonder hulle kon doen, ons sou nie, en dis waarna ons kan kyk as eenheid, waar ons mekaar help, en dit is die verwagting wat die Here van ons het, so ons sê baie dankie vir julle, ek wil net 'n gebed vir julle doen. Here, dankie vir hierdie mense wat gehoorsaam is aan die roep, Here, wat hulle take ook uitvoer in die gemeente, Here. Here, ek glo jy is besig met iets. As ek dink vir ons begin het in Desember, Here, Here, ek vra dat u elke raadslid sal aanraak, Here. Here, seën hulle, Here, voorsien vir hulle, Here, voorsien oormaat, Here, raak hulle hart ook aan, Here. Ons bly en leef in 'n gebroke wêreld, en Here, gee hulle nuwe krag, gee hulle nuwe lewe. En Here, ek vra vir u seën, Here, en ek spreek u seën oor hulle, Here. En vandag vir ons net dankie sê vir elke raadslid, vir elke gemeentelid. En dis nie ek nie, maar ons.